Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 31 Mei, bazaardag by ons. Ek hoop julle maak gereed om 'n bietjie bazaar toe te gaan. As julle so hier van 8:45 af daar in die omtrek is, kom maak 'n draaitjie daar, as lekker groente, as 'n lekker pastye, as lekker samosas, daar's lekker koeke en terte en puddings en daar's die lekker ontbyt tot omtrent 11:00 toe wat bedien word. Daarso is boereworsrolle, daar's die chic boutique, daar's die wit olifant tafel. Daar's 'n klomp goed, daar's meubelment wat jy kan koop, daar's boeke wat jy na gaan kyk. So daar's 'n klomp goed wat jy kan doen. Julle is baie welkom om sommer net daar 'n draaitjie te maak. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir nog 'n dag wat U tot ons lewe bygevoeg en toegevoeg het. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek het hierso ons is nou by Spreuke 26 en die eerste gedeelte gaan inderdaad oor dwaase mense en ek wil tog vir julle sê, dit is interessant hoe die Spreukedigter dit kom stel, hoe hy eintlik die dwaase mense uitbeeld. En ek gaan dit tog vir julle lees. Vanoggend gaan ek net so 'n paar van hierdie tekste vir julle lees, want dit is baie interessant. Dit is weer hoe hy speel met woorde. Dit is van die klein noot natuurlik van Spreuke, hoe die Spreukedigter met woorde speel, hoe hy eintlik deur woorde betekenis gee. Dit is vir my eintlik amazing. Nou so, kom ons lees dit 'n bietjie net sommer so saam vanoggend. Hy sê so sneeu in die somer, daar val mos nie sneeu in die somer, ek dink elke keer wat ek nog sneeu in die somer gesien het, paar jaar terug toe dit op Kersdag gesneeu het op Tafelberg. Maar dit is eintlik nooit daar nie, né? Nou sê hy so sneeu in die somer en reën in die oestyd, want dan val mos nie reën in die oestyd nie. So min pas dat dit 'n dwaas eer ontvang. Jy kan tog nie vir 'n dwaas eer gee nie. Ons sê nee man, dit moet eintlik glad nie gebeur nie. So sneeu glad nie moet gebeur in die somer en reën in die oestyd moet glad nie gebeur nie. So moet dit glad nie gebeur dat 'n dwaas eer ontvang nie. Dit is ons nou crazy. Ja, dis wat die Spreukedigter kom sê. Dan kom sê hy, 'n sweep vir 'n perd, 'n toom vir 'n donkie en 'n lat vir 'n dwaas. Dit is partykeer baie keer waar, né? Jou dwaase mense, my moes hy eintlik net so sterk vir warm maak. In ons land is daar baie klomp dwaase mense wat ek al die afgelope tyd gesien wat ek dink, ek sê 'n goeie pak slaag kan kry, dink ek gaan dit vir hom baie meer beteken as enige iets anders. 'n Goeie ordentlike pak slaag, né? Dit is wat hy sê. En dan kom sê hy kom sê die volgende. Hy sê, moenie 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is soos jy. Moenie 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is net soos hy. Ja, dit is net interessant as hy nou die volgende vers sê hy net die teenoorgestelde. Dit is baie interessant. Dit sal nogal vir my wil interessant wees om te weet hoe kom die Spreukedigter dit gedoen. Want hy sê in die volgende vers, hy beantwoord 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier, anders dink hy het wysheid. Ek sal amper half daarmee saamstem. Ek sal sê ek sal eerder maar sy dwaase vraag op 'n dwaase manier hanteer, want dit help nie jy gooi parels voor varke nie. Ek bedoel 'n dwaase persoon, jy vir hom probeer reg help, goed, dit sal net nie vir hom eintlik enigiets beteken nie. Hy sal net aangaan met sy dwaasheid. Dan gaan hy aan en dan sê hy, as jy 'n dwaas met 'n boodskap stuur, kan jy net sowel nie 'n boodskap stuur nie en aanvaar dat daar moeilikheid kom, né? Dwaas het nie wysheid nie, dwaas het nie onderskeidingsvermoë nie, dwaas het nie lekker takt, aanvoeling, begrip nie. En ek kom sê die Spreukedigter, as jy nou wraggies 'n dwaas wil vat, iemand wat nie onderskeidingsvermoë het, nie begrip het nie, wat nie 'n aanvoeling het nie, as jy dit doen, kan jy net sowel nie die boodskap bestuur nie. Al wat jy kan weet is, as daai ou hy boodskap gaan afleer, gaan jy net moeilikheid kry, kom sê hy. Baie interessant. Dan sê hy die volgende ding, hy sê, om 'n klip in 'n slingervel vas te bind. Dit is wat dit beteken om aan 'n dwaas mag te gee. Om 'n klip in die slingervel vas te bind. Jy daai klip vasbind in die slingervel, gaan die klip mos dan nie uitgaan nie. Dit is wat dit beteken om aan 'n dwaas mag te gee. Mense doen dit net nie. Waar sit jy nou en jy sit 'n klip, maak jy vas in 'n slingervel, want die klip moet mos nog nou uitgaan, hè. As jy hom nou vasmaak aan die in die slingervel, dan gaan die klip mos dan nie uitgaan. Dit is stupid, jy doen dit net nie. Nou kom sê hy, om 'n klip in 'n slingervel vas te bind. Dit is wat dit beteken om aan 'n dwaas mag te gee. Jy gee nie aan 'n dwaas mag nie.
Jene vriende, ek moet vir jou sê, in ons land is 'n klomp dwaase. Ons het aan hulle mag gegee, en ek wil julle sê, dit is ook omdat by tye maar 'n horribaal gaan, omdat ons aan 'n klomp dwaase mag gegee het, hè. Ons moet maar bid dat hy mag maar weer weggevat word van hulle, wat die vet weet, ek weet nie wat gaan voorlê as jy in hierdie dwaase, hierdie mag die heeltyd bly gee nie, né. Dan gaan hy aan, dan sê hy, 'n doring in 'n dronkman se hand, soos 'n spreuk in die mond van 'n dwaas. Nou kyk, 'n doring in 'n dronkman se hand, dit pla my, like, vriende, bedoel, hy is so dronk, hy weet nie eens daarvan nie. Nou sê hy, soos 'n spreuk in die mond van 'n dwaas, né? Wat die dwaas weet nie eens wat hy doen nie, soos hy doring in die dronkou se hand. Hy weet nie, 'n dingetjie en so aan. Nou sê hy dieselfde, soos 'n spreek in die mond van 'n dwaas, vir my tog te koslik hoe hy dit sê. Dan sê hy vers 10. Hy sê 'n boogskutter wat nie omgee wie hy raak skiet nie, soos iemand wat 'n dwaas of sommer 'n verbyganger hier. Jy kry mos nie dat hy boogskutter, dit is so goed as jy praat met 'n geweer, hierdie tyd is 'n boogskutter. Jy is sommer uit met 'n geweer en hy skiet sommer links en regs hier rond. Ek bedoel, dit is mos nou crazy. Nou kom sê hy, soos iemand wat 'n dwaas hier of 'n verbyganger hier. Hoekom sal jy 'n dwaas hier? Jy weet dit is 'n dwaas. Jy sê dit in vermoeilikheid, né? Kom sê hy vir ons. Maar dan vers 11, soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan, né? En dit is ongelukkig soos jy dwaas is, ons sien dit weer eens in ons land, begaan die een dwaasheid aan die ander dwaasheid, aan die ander dwaasheid, aan die ander dwaasheid, hè. Leer nie daai, dit gaan net oor homself of haarself. Dan gaan hy aan, dan sê hy, die laaste enetjie, jy sien self, dubbelpunt, vir iemand wat dink, hy het die wysheid in pag, is daar minder hoop as vir 'n dwaas, né? Iemand wat dink, dit beteken, ek dink hy sê maar net, is iemand wat so arrogant is, dat hy dink hy het wysheid in pag, is daar minder hoop as vir 'n dwaas. So hy sê, as jy is van die mense wat dink hy het wysheid in pag, en hy loop daarmee op koop, hy is dan nou hierdie slim en hierdie wyse, hy sê, hoor hierso, daar is minder hoop as vir 'n dwaas, want 'n dwaas is al klaar baie laag af. Kom sê die Spreuke digter. Dis nou sommer so 'n paar van hierdie mooi woordspelings wat die Spreuke digter het, wat ek vanoggend sommer so met julle wil kom deel. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.